Here, ons Here, ons as u kinders om vandag, om ook net vir u te sê dat ons van u afhanklik is. Ons kan nie lewe en ons kan nie bestaan as u dit nie vir ons gee nie. Here, leer ons om ook afhanklik te lewe. Amen. Wanneer 'n mens na boekwinkels toe gaan en in die boekwinkels gaan rondkrap, veral Christelike boekwinkels, dan kry jy op daai rakke baie keer 'n klomp selfhelpboeke. Boeke wat 'n klomp mooi goed vir jou sê. As ek jy goed kan opsom, Frans was dit of wie daar agter nou, sit so 'n bietjie op net. Een van die goed wat hulle sê is, neem verantwoordelikheid vir jouself. Want niemand anders gaan na jou kyk nie. As jy weet, partykeer moet jy maar sê, hier staan ek het verkeerd gemaak, ek erken dit, of ek het reg gemaak, ek weet jy is verkeerd, en ek neem verantwoordelikheid vir myself. Ander wat sê, dink en leef positief, hou op om koerante te lees, jy weet, die goed maak jou net negatief. Kry jou kop skoon, kry jou kop reg, dit laat jou goed lewe. Of, handhaaf jouself, jy mag maar partykeer sê nee, jy mag maar partykeer sê ek hou nie hiervan nie, jy mag maar partykeer sê, ek is sterk en ek het beheer. En dan besef die lewe is onregverdig, is wat hulle gesê, deel daarmee. Dit gaan nie net altyd goed nie, partykeer gaan dit goed met slegte ouens, partykeer gaan dit sleg met goeie ouens. Maak vrede daarmee, deel daarmee. En dan moenie net almal vertrou nie, want wanneer jy almal vertrou, kan jy seer kry. Want mense het baie keer eie motiewe, eie belange en jy is nie altyd nommer 1 in hulle lewe nie, so moenie net maklik vertrou nie. En veg vir jou regte. Partykeer, jou taal, jou kultuur, jou goed, veg 'n bietjie daarvoor. Moenie maar net vat nie. En die goed klink vir 'n mens eintlik heel goed. Maar wanneer jy na die Bybel kyk, dan lyk dit vir my, lees ons Matteus, die saligsprekinge wat iemand ook een keer gesê, dit is die grondwet van God se koninkryk. Dan lees jy iets totaal anders daar. En dit is wat ek met julle klop, wat vandag hier voorsit wil deel. Nou, om die gedeelte te verstaan wat in Matteus staan, help het nogal as my so 'n struktuurtjie hier in jou kop het, en ek gaan hom so vinnig vir jou gee. Vers 1 en vers 10 is so die eerste en die laaste deel. Ons gaan hom nou lees, dan gaan jy mooi sien hoe werk. Eerste en die laaste deel, wat sê, alles tussen nommer 1 en nommer 10, word met hierdie een belangrike vers, of hierdie 2 belangrike verse saamgevat. En dan, as jy nou na die res van die struktuur kyk, vers 4 en 5 en 6 en 7 en 8 en 9 is aan mekaar gebind. Vers 4 byvoorbeeld praat wat in my hart aangaan, en dan vers 5, hoe kom dit uit? Vers 6 wat in my hart aangaan, vers 7, hoe kom dit uit in die wêreld? Vers 8, wat gaan in my hart aan? Vers 9, hoe sien mense dit in die wêreld? So jy verstaan, kyk 'n bietjie daarna, wanneer ons nou die gedeelte lees. Matteus 5, hier van vers 3 af. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Nou onthou jy, hierdie is nou die kern waaroor dit gaan, wat alles omvat. Want dan hulle behoort die koninkryk van die hemel. En dan begin vers 4 en 5 nou, wat sê, geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoedig is, want hulle sal die nuwe aarde ontvang, binne en buite. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. En geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. En geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want
van die hemel. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Sien, ernstig, wanneer ons na die wêreld kyk, dan sien 'n mens baie keer mense wat redelik selfstandig is, redelik hulle eie ding doen, en dit lyk vir jou so goed. En dan kom hierdie gedeelte, en dan sê hy nee, jy is gelukkig as jy vertroos word, as jy versadig word, en as jy God sien. En dan begin die gedeelte. Ek sit nie eers daai teks gou af, daar was 'n swart skyfie tussenin. Dankie. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Wat beteken hierdie afhanklikheid? Lyk my afhanklikheid het te doen met hoe ek in hierdie wêreld optree. Hoe is ek gelukkig? Nie allerhande groot, wonderlike, ekstatiese goed wat met jou gebeur nie. Maar ek is afhanklik wanneer ek op 'n punt kom. Die Engelse vertaling praat van the desperates. Wanneer ek desperaat is. Wanneer ek op 'n punt kom wat ek sê, Here, ek het vasgeloop. Ek weet nie mooi nie, ek weet nie hoe nie. Here, ek kan nie vorentoe nie, ek kan nie aangaan nie, ek is desperaat. En dan, as 'n mens gaan kyk, wat gebeur wanneer iemand afhanklik raak van pille of van alkohol, wanneer begin hulle heel word? Gewoonlik wanneer hy rock bottom slaan, is dit nie? En wanneer hy sê, nou kan ek nie verder. Met hierdie afhanklikheid is dit presies dieselfde. Waar ek opkom en sê, Here, ek het rock bottom geslaan, ek is verslaaf van die sonde. Ek kan nie, ek wil nie meer. Ek is vies vir myself. Ek is vies vir die goed wat ek doen. Here, ek kan nie self lewe. Ek kan nie self sorg nie. Hier is net 'n klomp goed wat my vas laat loop, my finansies, my huis, my alles, Here, ek kan nie, ek is desperaat. Met dan is jy afhanklik. En dan kan God met jou begin werk. En as mens nou na die gedeelte kyk, hoe hy sê, hoe ek afhanklik van God raak, dan beskryf hy dit in die volgende gedeeltes, en nou kan jy lang gewoon sit daar. Vers 4 wat sê, as jy afhanklik is, dan gaan daar goed met jou gebeur. Vers 4 sê, dan gaan jy treur. Maar waaroor treur? Nie oor iemand wat doodgaan nie. Ek treur oor die wêreld. Ek treur oor die goed wat ek raak sien. Ek sien 'n klomp verkeerde goed raak. Ek sien mense raak wat swaar kry. Ek sien mense raak wat sukkel. Ek sien mense raak wat stikkend is. En omdat ek van God afhanklik is, en omdat ek iets verstaan van God wat aan my geraak het, sê ek, Here, ek huil oor die wêreld. Ek huil oor die goed. Die binne in my huil ek. En as ek dan binne huil, hoe tree ek op buitentoe? Ek is sagmoedig. En ek geseënd is die wat sagmoedig is, want hulle sal die aarde beerf. Ek begin om met 'n sagte hart na mense buitentoe te kyk. En ek trap nie meer op mense nie, en dit gaan nie meer oor myself nie. En ek huil oor die mense, en daarom begin ek met 'n sagte hart teenoor mense op te tree. As ek van die Here afhanklik is, en as ek treur oor die wêreld, en
as ek gelukkig wil wees, dan gebeur die tweede ding. En dit kry ons by vers 6. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle gaan versadig word. As ek sien die wêreld is stikkend, en ek sien dis 'n klomp gaga goed in die wêreld aan die gang, dan sê ek maar ek wil iets daaraan doen. Ek wil sorg dat daar reg en geregtigheid is. Ek wil opstaan vir hierdie goed wat verkeerd is. Die binne in my. En hoe kom dit uit? Vers 7. Ek tree barmhartig op. Wat beteken barmhartig optree? Dood eenvoudig dat ek met wonde begin heel maak. Ek begin sê, maar waar kan ek iets doen? Waar kan ek praat oor goed wat verkeerd is? Waar kan ek in opstand kom oor dinge wat verkeerd loop? Ek wil dinge heel maak. Ek wil wonde herstel. So as ek treur en as ek sagmoedig is en as ek barmhartig is, dan kom ek by die derde ene. Wat sê geseënd is die vredemakers. Die volgende versie, want hulle sal kinders van God genoem word. Wanneer ek sien goed gaan nie reg nie, en wanneer ek sien die wêreld is stikkend, dan kom ek en dan staan ek op en dan sê ek, nou doen ek wat reg is. Ek begin vrede maak. Hierdie vrede waarvan gepraat word is die shalom wat die ou Jode van praat, nie maar net gou vrede tussen my en jou nie, maar daar die diep heel word waar alles reg kom. Hierdie vrede wat ek het tussen my en God, en hierdie vrede wat ek het tussen my en my medemens, jy wat kwaad is vir jou pa of jou ma, of jou boetie of jou sussie, of vir daai ou wat vir jou allerlei nare goed aangedoen het, vir daai meisie wat jou gedrop het, of wie ook al. Ek begin in vrede te lewe. Ek maak ook vrede tussen my en hierdie wêreld. En ek sorg dat ek hierdie wêreld 'n beter plek maak. En dalk haal ek sommer jou sintheid daarmee, as dit kan. Maar ernstig sorg ek dat daar vrede is. En toe wat ons begin, ek is afhanklik van God. Want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Die laaste versie sê, geseënd is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Kierkegaard, 'n Deense teoloog, het gesê, mense vol vir God op drie maniere. Die een manier, hy is geïnteresseerd in God. En dis interessant. En hy is belangstellend en hy sien wat gebeur en dit is reg. Die tweede is 'n leermeester van Jesus. En of 'n leerling van Jesus, ek sê verkeerd. En hierdie leerling begin te leer. En die derde is 'n disipel. 'n Disipel is die een wat sê, come hell or high water. Kom wat val. Ek volg die Here. Selfs al word ek vervolg. Selfs al kry ek swaar. Ek maak 'n keuse vir God. En dan, onthou jy op die kant het ons gesê, en jy het hierdie prentjie 'n paar keer gesien, hierdie spiraal, wat af en af gaan, al hoe afhankliker, kom ek maak hom sommer so dat jy hom sien. Af en af. En nie van een ekstase na die volgende Pinkster, na die volgende wonderlike diens, waar ek sê ek moet opklim na God, en net meer ervaring kry. Maar het word afhankliker. Al hoe meer af. Geseënd as jy treur oor die wêreld. Geseënd is jy as jy barmhartigheid bewys. Geseënd is jy as jy die vredemaker is. Want dan behoort die koninkryk aan jou. Ek wil vir julle klomp wat hier voor sit.
sê sterkte. Sterkte met die geloofspad. Sterkte met die afhanklike pad. Dieper en dieper en dieper afhanklik van God. En nie een ekstase op die volgende een, op die volgende een nie. Dan kry hom net daarbo. Op hierdie pad gaan jy swaar kry. Jy gaan gerettel word. Jy gaan wonder oor jou geloof. Jy nie gearriveer nie. Maar jy het 'n neus wat jy ruik, wat reg en wat verkeerd is. Jy het 'n God wat vir jou lief is. En as jy rock bottom by hom slaan, dan kan jy met hom 'n pad begin loop. Ek wil bid dat die Here vir julle klomp gaan seën en dat hy regtig vir julle 'n goeie geloofspad ook saam met hom gee. Amen. Hemelse Vader, dankie dat ons kan weet dat U met elkeen van ons pad loop, van voor ons geboortes af, het U ons al geken. Here, en daarom bid ons nou, dat U ook by elke jong mens hier sal wees wat of gedoop word, of belydenis aflê. Here, en ons bid, dat U vir hulle sal seën, in Jesus naam. Amen. Ek gaan nou eers vra, dat Boeta en Bian en Tana gaan hier voor by my kom staan. Julle sommer hier so staan. Ek wil vir julle drie sê, om belydenis af te lê en om gedoop te word, beteken dat jy met jou hart bely, wat jy met jou mond bely, wat jy in jou hart glo, dat Jesus Christus die Here is. En daarom wil ek vir julle drie die volgende vraag vra. Glo jy dat die Bybel die woord van God is? Vind jy jouself tuis in 'n lang gereformeerde tradisie? Glo jy dat God deur jou in die wêreld betrokke wil wees? En bely jy dat God jou vorm deur ander gelowiges? Wat is julle antwoord? Dit is so kom ek nie. Bian Boeta, ek doop jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Chris Boeta, ek doop jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Tana Pastorius, ek doop jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Boeta, gaan jy vir ons 'n lied sing, waar is daai mikrofoon? En terwyl Boeta vir ons gaan sing, het wie die mikrofoon? Kan julle ouers as julle wil vorentoe kom en vir julle ook daarom net 'n drukkie kom gee. En vir julle kom geluk sê. Oh
vind jy jouself tuis in 'n lang gereformeerde tradisie? Glo jy dat God deur jou in hierdie wêreld betrokke wil wees? En bely jy dat God jou vorm deur ander gelowiges? Ons gaan julle name gaan hier agter verskyn, jy gaan opstaan, jy gaan kom sê ja, en ook maar jou hand in die doopvond druk, kom ook te sê, dit wat by my doop gebeur het, dit bevestig ek nou met my ja. En as julle ouer raak, kan julle wel ook vir julle hierdie drukkie kom gee. Kom ons begin. Ja.
vra dat ons ander twee kollegas, Liesel en Frans, as julle hier, dan kan julle ook vorentoe kom asseblief en ander kom gee. En dan wil ek ook vra dat Isak vorentoe kom, wat een van die ouers was wat hierdie jaar ook die klas begelei het, en ook Rensha. Dion was ook saam, maar hy is nie vandag hier nie, hy is siek in die bed, en hy het verskoning gevra vandag vir julle. So as julle ook net saamkom en ander kom gee. So miskien moet julle hierdie kant kom staan, want ons gaan hulle hiernatoe roep en vir hulle hier gee. En Drian, sê jy dan ook vir hulle as hulle by jou kom, een van daardie spirale gee om vir julle te onthou dat dit afhankliker is en nie ekstase. Chris Botha. Psalm 3 vers 6. As ek gaan lê, slaap ek goed en word ek ook weer wakker, want die Here sorg vir my. Sterkte. Dan Wian Botha. Wian, Jesaja 41 vers 13. Ek is die Here jou God en ek vat jou op. Sterkte. Daarna Pastorius. Daarna Psalm 100 vers 1. Juig tot eer van die Here, almal op aarde. Mia Barnard. Geef vir my daai. Dit gaan die beste pryse wat sy die skool kry. Ja. Ek wil by jou hoor. Is jy die kind van die Here en hoe weet jy dit? Ek dink die antwoord is definitief ja. En ek weet nie regtig hoe mense altyd sal weet nie, maar ek glo dat hy daarby is en ek probeer om sien alles wat ek doen en al die mense wat ek aanraak het. En net elke dag kan mens net hom soek, want hy is daar en dit is my verantwoordelikheid om hom te soek en hom te sien. Dankie. Hebreërs 11 vers 1, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop en om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien. Jan Besidenhout. Rian, Jesaja 41 vers 10. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Verder. Telies. Telies, kan ek vir jou vra? Is jy kind van die Here? Ja, ek is 'n kind van die Here, definitief. En as jy nou môre voel jy is nie meer sy kind nie? Nee, ek sal nooit so voel nie, hy is altyd by my. Hy is altyd selfs al voel jy dit nie, nee. Kolossense 3 vers 17. En wat jy ook al sê of doen, sê en doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader daarvoor. Alicia? Alicia, as jy onthou, ons het gepraat van die verskillende spiritualiteite, daai kop, hart, hand, boom, en jy sien jouself nogal as die een variant is, nee, wat goeders doen. Moet 'n Christen altyd kerk toe kom, of mag 'n Christen ook organe skenk? Ek glo dat solank jy 'n Christen is, maak dit nie saak wat jy doen om die Here te dien nie. Dit gaan oor hoe jy in jou hart daaroor voel. Baie dankie. Psalm 119, die woord is 'n lamp vir my, 'n lamp wat vir my die weg wys, die lig op my pad. Leno de Beer. Ek het natuurlik 'n reëling gehad, as hulle biltong vir my bring, vra ek nie vir hulle vra nie. En 'n klompie het biltong gebring dat die kant toe en dit self opgeëet.
Het jy Biltongkamp toegebring? Weet nie hoe. En hoe is jy 'n kind van die Here? Dis in die rol. Hoe weet jy? Deur elke dag kerk toe te kom en die Here hier kan bid, voel ek dat hy my aanneem as 'n kind. Dankie. Psalm 32 vers 8. Ek wil jou onderrig in hierdie pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee, my oog oor jou hou, sê die Here. Tanja die Jager. Tanja, Jesaja 40:31. Die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Marizaan. Kom ek vra vir u, kom ek sê, Psalm 27 vers 4, net een ding het ek vir die Here gevra, en dit sal ek najaag, my hele lewe, dat ek my lewe lank in sy huis mag woon, om sy goedheid te belewe en daaroor te dink in sy tempel. Enrico Gous. Enrico, wat beteken die Here vir jou? Die Here vir my, jy weet ek sal vag. Ek het hart geskeer. Die Here beteken die Here wys my elke dag hoe hy my het en reg deur alles wys hy ook vir my dat ek aan hom kan vashou. So ek weet hy's daar in goeie tye, maar in baie moeilike tye wat ek in my lewe ervaar, voel ek die Here is vir my 'n rots en ek kan hom vashou. En as ek reg onthou het jy toe ons op 'n stadium gepraat het gesê 'n baie groot rots. Jesaja 43 vers 1. Ek het jou op jou naam geroep en jy is myne. Charles, Fagiane. Kom ek sê net waarom. Hy het so amper aan die begin van die klas, het hy begin inkom. Klaar met skool gemaak al, is 'n student, doen redelik interessante IT goed, en hy het uiteindelik gesê, maar hy wil hierdie klas saam met die skoolouens bywoon. En ek wil vir jou vra, wat het dit vir jou beteken om hierdie jaar die pad te loop? Ouderdom vir my. Ouderdom, maak geen verskil. Dit is elkeen persoon is 'n goeie persoon en ek wil nie vir beter klas kies nie. Psalm 37 vers 5, laat jou lewe aan die Here oor, vertrou op hom en hy gaan sorg. Monique. Sy het biltong gebrand. Prediker 7 vers 8. 'n voltooide taak is beter as een wat pas begin het. Geduld beter as hoogmoed. Roan. Hy het gebrand. Hy het gedeel. Hy het uiteindelik met almal gedeel in die klas. Romeine 10 vers 9. As jy met jou mond bely dat die Here Jesus is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Rizal. Kan ek vir jou vra? Sommer net, jou pad met die Here. Goeie of 'n slegte pad? Dis baie pad. Hoekom? Want ek klein was, maar hoe ek groot geword het, was die Here nog altyd daar vir my. So ek is uit as 'n baie Baie dankie. Psalm 4 vers 2. O God wat aan my reg verskaf, antwoord my as ek roep. Toe ek in nood was, het U my bevry. Wees my ook nou genadig oor my gebed. Riban? En ek wil vir jou 'n versie gee. Jesaja 15 vers 20. Ek is by jou, sê die Here. Ek sal jou help en ek gaan jou red.
Ja, ek is 'n kind van die Here. En hoe weet jy dit? Ek weet dit deur alles wat ek daagliks beleef. Mens gaan nie altyd deur goeie tye nie, maar wanneer jy nou bereik in jou lewe of dit nou goeie dinge of slegte dinge is, dan gaan mense altyd voel dat daar iemand is wat dit jou help om dit te bereik. Daarom weet ek is goed. Baie dankie. Psalm 144 vers 2. U is my krag en my skuilplek, my veilige vesting en my redder, my beskermer, by wie ek skuil, wat my volk en my onderdanig maak. Dis 'n versie wat vir jou baie beteken het en dan gee hom vir jou terug. Annika. Psalm 131 vers 1. Maak my nie besorg oor groot dinge nie. Dinge wat bo my vermoë is nie. Ek het rus en kalmte by die Here gevind. Dink jy ek moet vir haar 'n vraag vra? Sy het nie biltong gebring nie. Bianca. Bianca. Kan 'n mens sportmanskap en Christendom by mekaar uitbring? Kan 'n mens 'n Christen sportman wees? 'n Mens kan verseker albei wees. Want jy kan nie alleen jou wedloop deurmaak sonder God nie. Dis hy wat jou dra, dis hy wat jou krag gee. Daai laaste stuk waar jy voel jy kan nie meer nie. So, ja, ek kan. Jeremia 16 vers 19. Here, my sterkte, my beskermer, my toevlug in tyd van nood. Na U toe sal die nasies kom van die uithoeke van die aarde af, en jy is een van hulle. Jean-Ray? Jean-Ray, kan 'n kind van die Here stout wees? Ek dink jy kan verseker stout is, daar is lyne om te trek, maar wie sê 'n Christen kind mag homself geniet? Jakobus 1 vers 5. As een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid. En hy wat dit wys sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehou en sonder verwyte. Nadia, Psalm 18 vers 3. Die Here is my rots, my skuilplek, my redder, my God, my rots by wie ek skuil, my skulp, my sterk verlosser, my veilige vesting. Nantes? Nantes, Jesaja 30 vers 15. Jou krag lê in stil wees en vertroue. Janie. Hy staan hier onder handel. Janie, Psalm 23. Die Here is my herder, ek kom niks kort. Hy laat my rus by groen weivelde, hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee vir jou nuwe krag. Martina. Kan dit nie laat verby gaan. Eintlik moet 'n mens vir 'n sportman vra. Kom ek sê vir jou, kom ek vra so. Jy was op pad top goeders toe nou, en toe maak jy jou been seer. Waar was God? Ek dink hy was nog steeds vir my. Ek dink dit is maar net om weer te besef, soos hoe dankbaar hy is om nie soos rarig seer te kry, soos in oefening. So, ek dink dit bring net terug om te sê, soos besef net waar jy begin, soos om net weer te besef om dankbaar te wees. Dankie. Spreuke 1:33, maar wie na my luister sal veilig wees en hoef geen ramp te vrees nie. Hiermee verklaar ek dat julle nou belydende lidmate van die Nederduitse gereformeerde kerk
beskerm, mag hy vir julle bewaar, mag hy in voorspoed en teëspoed by julle wees, mag hy vir julle seën. Amen. Kom ons gee nou ons dankoffers, ook as 'n teken dat alles wat jy het aan die Here wil gee. En dan gaan ek ook vra Frans, ek sies, die een woord lyk op my. Nou ja. Ek wil net sê, dankie namens ons almal, dankie vir die jaar wat ons saam met ons gestap het, en die pad wat ons op die naas saam gestap, al die leiding en liefde en tyd. En ek weet, baie my vrou was baie lekker wees met die tyd. Ek kan net my voorbeeld vir my kind het ons besluit is om hulle in 'n park hier en jy het 'n groot aandeel dat sy gekies het om hier te wees. En ek dink hulle is opgewonde die hele jaar, want eintlik uitgesien na hulle lesse. En vanoggend was dit groot opgewondenheid, net om hier te kon wees. So ek wil net vir sê baie dankie, ek dink dit beïnvloed op elke kind se lewe. Selfs groot mense. So baie dankie. Dankie, dit is 'n groot lekkerte om ook saam met 'n klompie ouers in die klas te kon doen. So as jy op jou kind se beurt kom, sorg dat jy ook daar is. Baie dankie, dankie Rensja, dankie Isak en ook vir Dion en sy afwesigheid, dankie. Dan bely saam met my jou geloof. Wanneer ons opstaan en sê ek weet, ons weet, Jesus is die Here. Ontvang nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees.